tema vanaand is verhouding bring verlossing. Verhouding bring verlossing. Nou as ons kyk in die wêreld wat rondom ons aangaan, as ons kyk hoe die mens besig is om te val, hoe die wêreld rondom ons besig is om te val, hoe ons meer the fall of man, soos wat in Adam en Eva se tyd begin het, vergeef my as ek nou dan so bietjie Engels inmeng. Vanaf dit begin het tot vandag, toe kan jy sien hoe dit al hoe meer besig is om te manifesteer. As julle met my. As jy kyk na die wêreld rondom ons, as jy kyk selfs in jou sosiale kringe, as jy kyk selfs in die kerk, daar's skeuring in die kerk. Alles wat Jesus vir ons voorspel het in Matteus, wat die boek van Openbaring vir ons voorspel het, Daniël en al die profete is besig om al meer en meer rondom ons te gebeur en verwesenlik te word. En as daar 'n kardinale boodskap is vir 2024, dan is dit dat dit vir jou en my nodig is om te groei in ons verhouding met die Here. Want as ons nie gaan doelbewus 'n punt maak daarvan met sy hulp om te groei in en deur hom, wat gaan gebeur? Van ons gaan saam met die wêreld val. Nou jy kan nou vanaand vir my sê, Jacques, wat ek loop die journey van heiligmaking al vir 30 jaar, 40 jaar, ek het die Here ontmoet toe ek 6 jaar oud was. Ek kan vir julle vanaand stories vertel, rillerstories, van groot manne van God, mense van God, van julle sal hierdie stories ken, wat op 'n baie laat stadium in hulle lewe die pad byster geraak het. 'n voorbeeld is 'n ou met die naam Ravi Zacharias. Ek weet nie of enige van julle van hom gehoor het nie. Hy was die nommer 1 wêreldwye apoloog gewees. 'n Apoloog in Engels Christian Apologetics is hierdie verskriklike slim ouens wat op 'n verhoog staan en hy is omring deur ateïste en dan apologize hy vir die gospel. Met ander woorde, met sy kennis, hierdie ouens ken die Bybel letterlik uit hulle kop uit en natuurlik met die hulp van die Heilige Gees skiet hulle antwoorde op enige vraag wat hy moontlik gevra kan word. Daar kom sy naam op, gaan YouTube 'n bietjie. Ravi Zacharias was die nommer 1. Hy was vir my letterlik soos 'n kerkvader gewees. En bless hom vandag, want ek glo hy is in die hemel. Maar wat met hom gebeur, heel aan die einde van sy karriere is hy het in die bediening, is hy in die laaste jaar of 2, na hy dood is, hy is 2 jaar terug oor, ek dink is 2 jaar terug oorlede, as ek nie mis het nie, hier het uitgekom in die media, dat het uitgelek dat daar vrouens was in sy bediening, met wie hy geval het. Ok, so met ander woorde, hy het, wat is die Afrikaanse woord, Johan, adultery gepleeg, en hy het verlast geval, die gees van last, en nou, lê hierdie swaard oor hom oor sy naam, na hy dood is, van waarvoor hy geval het. Nou, as jy die Here ken, en jy verstaan verlossing, en jy verstaan bevryding, en jy verstaan genade, en jy is gered, dan sal jy met my saamstem vanaand dat die feit dat hy geval het na die einde toe, beteken nie hy het sy redding verloor nie. Ons almal val in sonde somtyds. Ons almal val in sonde, ons almal val in versoeking. Nou, ek het gesê ons lewe in 'n gebroke wêreld. Die geestelike reis vir my, ek weet nie of jy my sal saamstem nie, maar die geestelike reis is amper 'n bietjie van dis amper asof daar so 'n bietjie van 'n paradoksale verhouding is. Die van julle wat miskien nie die groot woord ken nie, paradoksaal beteken 'n soort van een dinamika en 'n teenstrydige dinamika wat eintlik maar saamloop. Wat bedoel ek daarmee? Ek weet nie of jy my sal saamstem nie, maar in 'n sekere mate wanneer jy Jesus leer ken en wanneer jy jou lewe oorgee aan Jesus, die dag wanneer jy gered is, die dag wanneer jy wedergebore is dit asof in 'n sekere mate die lewe makliker raak en die stryd op 'n manier makliker raak, jy meer vrede kry, you find joy of the Lord, maar dan is daar saam met dit ook 'n op en af en daar's ook 'n vergrootende stryd wat saam met dit gaan, is dit nie? En ek wil nie fokus op daai stryd vanaand nie, maar die realiteit is, dit gaan 'n stryd bly tot ek en jy eendag vir Jesus herontmoet. En soos ek aan die begin gesê, die stryd is besig om groter en groter te raak. Ek is baie jare terug uit Nelspruit uit. Ek onthou ek het op 'n stadium
was ek by 'n mannegroep gewees, 'n groot mannegroep saamtrek in Pretoria, en een van die sprekers was ou gewees wat gepraat het van, hulle is in die forensiese polisie, en hy is natuurlik 'n Christen, en hy het verslag geneem van hoe een van die grootste plekke in Nelspruit wat hulle forensies rondom Satan aanbidding, hier moes kom, dinge uitsorteer, oor al die dekades, was een van sy topics gewees, en dit was vir my net soos in, wow man, jy weet, ek het in Nelspruit skool gegaan, en dis die klas van ding wat in Nelspruit aangaan. Ek wil jy nie vanaand bang maak nie, jy hoef nie bang te wees nie. En Christus is hier, en jy is gedek deur die bloed van Christus. Maar dis die realiteit. Satanisme, dwelms, die wêreld is besig om, rondom ons Suid-Afrika, is net besig om erger en erger en erger te raak. Nou, ek wil jou vanaand herinner, en dis nog deel van my inleiding, glo dit of nie, dat ons journey op aarde, en hierdie groei journey wat ons in die Here en deur die Here mee stap. God het vir ons 2 mandate gestel. Ons almal ken die eerste mandaat. Die eerste mandaat is om disippels maak van mense. So jy en ek moet die Here se naam verkondig. Dit sê nie ons moet almal 'n evangelis wees nie, maar jou getuienis moet daar wees as 'n Christen. Dis die eerste mandaat, maar baie mense vergeet van die tweede mandaat wat God in ons stel. En dit is heiligmaking. Die heiligmakingsproses, die Engelse woord daarvoor is sanctification. Nou sonder die heiligmakingsproses en sonder 'n doelbewuste soeke na daai proses van sanctification en heiligmaking, met ander woorde, om meer en meer soos Jesus te word, kan jou verhouding nie verdiep nie. En sonder 'n soeke na 'n dieper verhouding met Jesus, met God, kan die heiligmakingsproses ook nie verhoog nie. So daar's absolute verhouding tussen die twee. Die ding is, die Alfa en Omega, die Here, het dit geweet voor die begin van tyd. Die Here het reeds geweet hoe dinge gaan in die wêreld in 2024. En ek en jy is in hierdie dekade en in hierdie century is ons geplant om vir die Here werk te doen. Want die Here se hart van die begin van tyd af, soos ons weet, van 1 Genesis dwarsdeur tot die Nuwe Testament en daarna is verlossing. Om meer en meer mense saam met hom in die hemel te hê. Hoekom? Mag jy vra. Ek gaan vir jou 'n baie simplistiese antwoord gee wat ons op skool sou gebruik het. Vergewe my, maar ek gaan vir jou sê, want hy kan. Want hy kan. Hoekom kan hy? Because he is worthy. Ek sit by myself in die aand, partymal dink ek by myself, dan probeer ek myself, en asseblief, vergewe my dat ek dit so moet stel, maar ek probeer myself in die Here se skoene plaas. Natuurlik is dit totaal en al onmoontlik. Maar ek dink by myself, imagine jy is hierdie heerser, hierdie ou, kom ons sê hierdie historiese leiers in China, jy weet hierdie groot empires, né? Wat hierdie ou, ons het almal die flieks gesien, wat uitstap op sy stoep en hierdie leerskare van mense buig voor hom en aanbid hom letterlik, soos in Farao se tyd ook was. En hierdie linie staan voor hom en almal is absoluut net onderhewig aan hom, sy heerskappy, sy leierskap. Vat dit, daai tipe scenario, daai mag wat daai ou het, en vermenigvuldig dit met oneindigheid. Dit beskryf God se glorie, sy heiligheid, sy heerskappy. Ons moet onthou wie ons dien. Ons dien 'n Vader wat vir ons lief is, wat bereid was deur sy genade, sy seun te stuur, en vandag vier ons Hemelvaart, om vir ons verlossing te kan verwesenlik. Maar daar is wel 'n ruiltransaksie. Ons weet, ons kant van daai ruiltransaksie, om te groei in hom, om meer en meer soos Jesus te raak, kan ons nie in ons eie wil doen nie. Ons kan dit nie in ons eie mag doen nie. Ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. So dit is so interessant, hè? En ek loop nou eintlik my boodskap amper 'n bietjie voor, ek kan amper amen sê, is dat ek en jy moet 'n willense en 'n wetense besluit maak elke dag, om onsself te devote aan die Here. Weet, mense praat los oor devotion, praat oor toewyding,
En die stokstandaard verskoning in die wêreld, vandat ek in die wêreld ingekom het tot vandag toe is, ek het nie tyd nie. Ek het 'n kosbare les geleer by my skoonpa. My skoonpa is ook baie jaar in die bediening, hy het nou die sendingveld uitgekom na 5 jaar, en die eerste dag toe ek hom ontmoet, die eerste naweek wat hy by ons kuier, toe witness ek wat hy doen. Hy staan in die oggend 4 uur op, en dan spandeer hy 'n uur met die Here. Ek sê nie, jy moet 4 uur in die oggend opstaan nie. Jou omstandighede dikteer dit dalk moontlik. Daar's mense wat shifts werk, daar's mense wat dit vir wie dit net onmoontlik is, maar wat ek altyd wel vir mense sê is, gaan kyk na jou program, gaan kyk na jou lewenstyl, gaan kyk na jou doen en late in die aande. As jy klaar is met jou werksdag, wat in baie van ons spandeer tyd voor Netflix, ons kuier saam, dis goed, ons spandeer tyd in ons gesin, ons doen dalk 'n bietjie huiswerk, wat die van ons nog jonk is, ons doen 'n bietjie werk, etc. Maar hoe laat gaan slaap jy? Hier is die challenge. Hoe laat gaan slaap jy? 10 uur? 10:30? 9:30? Wat is jou routine? En hoeveel mening, hoeveel diep, kosbare bedoeling sal dat daaraan wees, as jy 15 tot 20 minute dalk 'n halfuur van daai tyd vroeër kan gaan slaap in die aand, ten einde die volgende oggend 'n halfuur vroeër te kan opstaan vir die Here. Ek het 'n kollega wat vir my gesê het, dis vir hom onmoontlik om te doen, en dis 'n lang storie agter dit, maar wat hy gedoen het is, hy het 'n halfuur vroeër werk toe gery, en dan het hy onder 'n boom getrek, in die natuur, voor hy by die werk uitkom langs die pad, en daar het hy sy toewyding gedoen. Toewyding is van kardinale belang. Sonder toewyding gaan jy en ek nie kan verhouding bou nie. Ek wil vanaand vir julle 3 kardinale stappe met julle deel, en ek sien my tyd loop al klaar, so ek gaan dit probeer so kort as moontlik hou. 3 stappe tot oorwinning. Onthou my tema vanaand is verhouding bring verlossing. Verhouding bring verlossing. Okay. So die eerste stap waarvan ek wil praat in hierdie verhouding verlossing soeke. Die eerste stap is om nader en doelbewus nader aan die Here te beweeg. Nou daar's 'n skrif in die Bybel, Jakobus 4 vers 8, meeste van ons is bekend aan hom, wat sê, nader tot God, dan sal hy tot julle nader. Nader tot God, dan sal hy tot julle nader. Reinig julle hande sondaars en suiwer julle harte dubbelhartiges. Ons fokus is op die eerste deel, nader tot God, en dan sal hy tot julle nader. Ek wil net iets duidelik maak, ek het vroeër gesê, ons het die Here nodig om ons te help. Want onthou die vlees, my vlees wil nie in die oggend Bybel lees nie. My vlees wil nooit Bybel lees nie. Ek kan jou beloof, as jy vir pastoor Johan in 'n hoek druk, gaan hy vir jou presies dieselfde ding sê. Dit is die vlees. Ons het 'n sondige natuur, ons vlees is teen die woord van die Here. Okay. En dit is waarom ons 'n dissipline in plek moet sit. Jy moet 'n dissipline in plek sit, waar jy vir jouself sê, ek gaan tyd afstaan. Ek het gepraat van daagliks, vir party van ons sal dit dalk letterlik onmoontlik wees, maar probeer dit 2 of 3 keer 'n week doen. En kyk wat doen dit vir jou. Nou, dis nie net die woord waarin jy nader tot God nie, maar is ook gebed. Dit gaan hand aan hand. Ons moet tog ook kan praat met die Here, maar ek het in my ervaring geleer dat baie keer sal mense my toe kom en vir my sê, weet wat, dis half 'n konandrum, want ek het 20 minute afgestaan, of ek het 'n uur afgestaan, ek het 'n halfuur gelees, of ek het 10 minute gelees, en nou wil ek bid, maar nou weet ek nie wat om te bid nie. Ek het vir julle goeie nuus vanaand. Die woord sê, dat die Heilige Gees tree in vir ons. Moenie paranoïes wees oor wat jy vir die Here sê nie. Die Here weet klaar presies wat jou gebed is. Nou ek gaan sommer reguit skiet, want ek sien my tyd hardloop, en so ek gaan reguit skiet en fundamentele punte in hierso. As jy vir 10 minute met jou oë wil toelê, en net stil wees, en letterlik net murmureer uit jou keel uit, dalk niks sê nie, dan is jy besig om te bid. Dalk dink jy net oor 110 goeders en challenges wat jy het, die Here hoor jou. Ja, dis optimaal om in toewyding te bid. Die woord sê, maak jou binnendeur toe, gaan op jou knie. Dit is optimaal, maar dit is nie 'n voorskrif nie. Ons leef in 2024. Maar gebed is kardinaal.
Dis interessant as jy gaan kyk na Jakobus 4 vers 7, nog steeds onder die tema van nader na God. Dan sê hy eers daarvoor, hy sê nader na God, dan sal hy tot julle nader. Sê hy in die vorige vers, weerstaan die duiwel, dan sal hy van julle wegvlug. Weerstaan die duiwel, dan sal hy van julle wegvlug. Nou hier kom die tema in weer, oorhoofs vanaand, van verhouding, wat lei tot verlossing. Nou ek wil vir jou ietsie sê, verlossing, as jy gaan kyk na die definisie van verlossing, net gou daarso kom. Verlossing is nie dieselfde as bevryding nie. Baie keer sal ons die twee met mekaar meng. So die Engelse woord is redemption vir verlossing en die Engelse woord vir bevryding is deliverance. Okay, die twee is essentially dieselfde, maar is eintlik verskillend ook. En iemand het eendag gesê, verlossing is wat die Here vir ons aan die kruis gedoen het, dis korrek, waar jy van jou sonde verlos is en jy's red, so dit is so goed soos redding, dis dieselfde ding, maar dan bevryding is 'n aaneenlopende proses. Verlossing het jou in die eerste plek uit die hel uitgehou, want ons staan eintlik sonder die Here met een voet in die hel. Verlossing het ons uit die hel uitgehou, maar bevryding is 'n deurlopende proses om ons ook uit die hel uit te hou. Want jy sien, as ek en jy gaan vasgevang wees in sonde, as ek en jy gaan vasgevang wees in dieselfde ding wat ek 10 jaar terug gedoen het, 20 jaar terug gedoen het, ek weet nie of Johan vir julle gesê het, ek sê evangelistie, my preke is altyd evangelisties, 30 jaar terug gedoen het, dan is jy besig om te gamble met die Here. Hoekom sê ek dit? Want daar is vir my 'n verskil, ek sê altyd vir mense, daar's 'n verskil tussen random sonde, okay, en wat ons noem in Engels perpetual sonde of aanhoudende sonde. Wat is random sonde? Random sonde is waar ek op 'n Saterdagoggend by die huis uitstap en ek skop die buurman se kat. Of ek is kwaad vir my vrou en ek vloek haar. Of ek kom my kind te na of iets. Dis random sonde. Maar dan is daar 'n ander tipe sonde. En dit is perpetual sonde. Aaneenlopende premeditated sonde. Met ander woorde waar jy byvoorbeeld, kom ons sê vir 15, 20 jaar, 2 weke dalk, 3 maande dalk al vasgevang is in 'n spesifieke sonde wat jy eintlik willens en wetens mee aangaan. Nou kyk, daar's baie genade daar binne, want ons besef die Here se genade is groter en die Here se hart is vir verlossing van daai sonde, aaneenlopende verlossing. Maar daar is ook 'n deel in die prentjie, daar's ook 'n onus vir jou en vir my om in hierdie proses met die Here ook na die party te kom. Ek en jy kan nie net blindelings hier in die lewe beweeg, miskien nou en dan in die kerk uitkom, 'n boodskap van die pastoor ontvang, halleluja vir die Here sing, maar niks toewyding aan die Here doen nie, en nie tyd in die woord spandeer, en nie bid vir die Here nie, want as daai verhouding nie gekweek gaan word nie, gaan die verlossing nie kom nie. Ons kan nie verlossing verwag sonder verhouding nie. Ek sê dit ongetwyfeld van die Here, die Alfa en Omega, die enigste God, die enigste lewende God, het die vermoë om ons te verlos van sekere dinge, sonder dat ons noodwendig daarvoor vra. Maar wil jy en ek daai risiko doen? En tog allermits in elk geval, hoe meer ek en jy die Here leer ken, hoe beter ons hom meer ken, en die pad met hom stap, sekerlik raak ons liewer vir hom, hoe liewer ons vir hom raak, hoe meer ons sy almag en sy glorie en sy awesomeness ervaar, hoe meer wil ons tog soos hom wees. En hoe meer ons soos hom wil wees, hoe meer wil ons heilig wees soos wat Jesus was. Hoekom wil ons heilig wees? Want God die Vader is besig om ons as bruid voor te berei vir die bruidegom wat Jesus is, om ons te kom haal. Die enigste manier, ek wil dit weer sê, hoe jy suksesvol, soos Paulus sê, to finish the race. Hy het heel aan die einde gesê, toe hy in die tronk sit, praat hy met Timotheus en hy stuur hom uit en hy sê, luister, I have finished the race, ek het die resies klaar gemaak. Daar is 'n deel wat ek en jy moet doen. Ek is klaar besig om my tyd uit te hardloop, sê ek gaan die ander 2 punte baie kort opsom. Die tweede punt wat ek nu wil maak is, en dit sluit aan by die eerste punt,
is dit gaan alles oor verhouding. Nou, ek het klaar baie gepraat oor verhouding. Eerstens weer eens, nader aan God, en tweedens verhouding. Maar ek wil net met julle skrifdeel oor verhouding vanaand, wat vir my 'n kernskrif is. Johannes 15 vers 5 sê die volgende. Jesus sê, ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want, en hier is die kardinale deel, sonder my kan julle niks doen nie. Wow. Nou kan jy vir my sê, en ek dink terug aan my sekulêre lewe voor ek die Here ontmoet het. Ek het die Here ontmoet in 2012. Ek was my lewe lank voor dit in 'n kerk gewees, maar ek het nie die Here geken nie. Ek kan in my sekulêre lewe onthou hoe ek baie vermag het, goed gedoen het, maar dit was sonder die hulp van die Here gewees. So ek sê nie jy kan nie goed doen sonder die hulp van die Here nie. Maar in terme van koninkrykswerk, in terme van ewige waarde, volle werk teenoor jou medemens, is daar net een manier en is saam met die Here. Sonder die Here gaan jy dit nie maak nie. Hierdie skrif was eintlik gemik op sy disippels en is vandag gemik op ons, want ons is inderwaarheid sy disippels. En wat dit vir ons kweek deur sy woord is 'n voortdurende behoefte aan geestelike kontak met ons onsigbare Here. Iemand het dit eendag gesê, die onsigbare moet vir ons sigbaar raak. Dit moet vir ons tasbaar wees. En die enigste manier hoe jy dit kan doen, is om tyd in die woord te spandeer. Want jou vlees, as jy uit die woord uit gaan, as jy op 'n bid, as jy 'n devotion terugtrek, ek het soveel keer in my lewe al ervaar, een dag raak 2 dae, 2 dae raak 'n week raak 2 dae, en later raak dit 'n maand. Hoe meer trek jou vlees terug van die gees af. Ek het gesê, my eie lewenservaring kan dit daarvan getuig. Punt 3, ons het nou gepraat van nader aan God. Dis die eerste punt wat Jakobus vir ons sê, dan het ons gepraat van verhouding. En nou wil ek met julle praat oor dieper geloof lei tot dieper vertroue. Want jy sien, ek en jy het nodig om die Here te vertrou, om hierdie verlossing vir ons aaneenlopend te bewerkstellig. Ja, ons is een keer verlos van die sonde en die dood, maar die verlossingsjourney deur die wêreld sal aangaan tot die dag wat Jesus terugkom. Ek en jy het steeds aaneenlopend verlossing nodig, verlossing van ons sondes, verlossing van oppressie, verlossing van bose geeste. Ek wil vir julle 'n skrif lees onder dieper geloof. Spreuke 3 vanaf vers 5 tot 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart. Op jou eie insig moet jy nie staat maak nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie reguit maak. Soos wat ons doelbewus, willens en wetens in devotion nader en nader aan die Here beweeg. Soeke vir 'n dieper verhouding met hom, 'n soeke vir groei in geloof. Net so beweeg hy nader aan ons. Daar's net een manier en dis deur die woord en deur gebed. Ek wil iets vir julle bring ook, net vinnig. Ek kom agter in die wêreld dat mense al hoe meer staat maak op wat ons noem tweedehandse teologie. Wat bedoel ek daarmee? Die YouTubes en die Facebooks. Knaand word die YouTubes rondgestuur van hierdie ou wat dit sê en daai ou wat dit sê en hierdie predikant in Amerika wat dit sê en hierdie ou in Suid-Afrika. En dis fantasties, dis lekker as 'n byvoeging, dis goed as 'n byvoeging. Ons moet ook baie versigtig wees daarvoor. Maar jou soeke vir 'n dieper verhouding, jou soeke vir verlossing, jou soeke om die einde van hierdie stryd op aarde met die Here suksesvol klaar te maak, begin in die woord van die Here, begin in die Bybel. En daarmee saam gebed. Ek gaan afsluit deur net op te som en te sê, dis die Here Jesus se kosbare bloed. Dis die Here Jesus se kosbare bloed wat die prys vir ons betaal het vir ons verlossing. Dis klaar betaal, it is finished. Ek en jy sit vanaand hier onder die bloed en ons sal eendag in die hemel kom. Maar intussen is die Satan nog steeds lustig en hy's hier en hy's tussen ons.
En hy wil ons terugtrek in daai slawe mark van hom in. En hy kry dit soms reg, ek het nou gepraat van oppressies. Vinnige bevrydingscounseling 101, net vir 30 sekondes. Jy kry twee tipes geestelike oppressie. Jy kry wat ons noem oppressie, wat die algemene een is, met ander woorde, iets pas jou aan in die geestelike realm, of dit nou pornografie is, of dit last is, of dit dobbelary is, wat ook al die sonde is, en die ding kom kleef aan jou vas, en hy onderdruk jou. Dis wat ons noem oppressie. Oppression is die Engelse woord. En dan is daar wat ons noem possession, dis die volgende vlak. Okay? Ek en Ria het destyds by haar selgroepe in die Kaap daarmee te doen gehad. Dit is wanneer 'n duiwel letterlik in jou inkom, en hy kom neem jou oor. 'n Tipiese teken daarvan is wanneer jou geestelike fakulteite heeltemal buitensporig raak. Maar ons het in die Bybel ook gesien, die mense wat deur demonies possessed was heeltemal 'n besetene gewees. Ek en jy is exempt daarvan. Die bloed van Jesus beskerm ons, so ons kan nie besete word deur 'n duiwel nie, maar ons kan wel oppressed word. En dis die fokus van vanaand. Ons het aaneenlopend verlossing nodig van die oppressies van hierdie wêreld. So ek wil afsluitend vir jou sê, finaal afsluitend vir jou sê, vanaand, wat is my boodskap vir jou? Wat is die opsomming van my boodskap vir jou? Mense, ons het die Here so ontsettend nodig in 2024. Die wêreld gaan aanhou. Die vyand gaan deur die wêreld aanhou om vir jou die teendeel te probeer bewys. Deur media, soos ek gesê het, deur valse leringe, ons sien dit aan die toeneem. Ons sien die kerk besig om te skeer. Kyk wat vir 'n geruime tyd net besig om die NG Kerk te gebeur. Ek is in die AGS georden, ek sien groot geraas in die AGS Kerk. Alles wat die Here Jesus vir ons voorspel het, is besig om te begin manifesteer, ek het in die begin gesê. As ek en jy nie onsself opnuut vars, ek wil amper sê for once and for all, gaan toewy aan die Here, en 'n willens en wetense besluit maak vandag om te sê, ek gaan myself toewy, ek gaan my toewy aan die woord, en ek gaan my toewy aan gebed. Dan is die waarskynlikheid, vergeef my as ek dit vir jou sê, maar dan is die waarskynlikheid, dat ek en jy hierdie resies nie gaan klaarmaak nie. Beter. Ek sê nie dis definitief nie, maar is baie sterker. Dis die realiteit. 'n dieper verhouding met die Here. Ek het dit so beskryf om dit op te som my boodskap vanaand om vir julle te sê, verhouding bring verlossing. Verlossing bring bevryding. En bevryding bring groei. Amen.